Net soos jy daar sit, kom ons raak rustig. Groot en wonderlik is u werke, Here God, almagtige, regverdig en waaragtig is u wee, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vir u 'n paar versies uit die wet uit Deuteronomium 5, vir u 'n paar verse daar lees, daar vanaf vers 6. Die Israeliete het 40 jaar lank in die woestyn rondgetrek, totdat die hele nasie uitgesterf het. Dit wil sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of nie dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Die ou vertaling sê, ek is 'n jaloerse God. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Ons beleef het baie in die media en veral in die filmbedryf dat hulle lief is om die Here se name te misbruik. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of die vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en dit sal goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons staan. Ek gaan vanoggend voort met die reeks oor herlewing. Ek het laas Sondag inleidend gepreek oor herlewing, dat ons nie moedeloos moet word nie. Vanoggend is die tema, hoekom is herlewing nodig? Maar voor ek gaan Handelinge 2, ek gaan volgende Sondag voortgaan met die gedeelte in Handelinge 2. Volgende Sondag gaan ons dan in diepte kyk, wat het presies op daardie dag gebeur met die uitsorting van die Heilige Gees, en ek gaan verwys na etlike gebeure ook in die kerkse geskiedenis van herlewings wat plaasgevind het. Maar voor ek vir ons lees Handelinge 2, van net etlike verse daar lees, ek behandel die hele stuk tot en met vers 47. Kom ons raak stil en open ek vir ons in gebed. Here, dankie vir woord, vir vaste kos, dankie vir die waarheid, Here, dankie dat die Gees meer as 2000 jaar terug uitgestort is, in die plek gekom het van u Seun Jesus Christus, om te kom woon in gelowiges se harte, se lewens, ons kom vul met u Gees. Dankie daarvoor, Here, maak ons hart
ons geestelike oë en ore oop, Here, vir die waarheid, dat ons sal opstaan vir die waarheid. En Here, wek 'n herlewing in ons gemeente, wek herlewing, begin nie by my, Here. Ek bid ook vir die kerkraad en ek bid ook vir die gemeente, Here, wek 'n herlewing, Here. Trek vir ons nader na U toe. In Jesus naam, amen. Handelinge 2, ek gaan, laas Sondag het ek die eerste 13 verse gelees, vanoggend lees ek die eerste 4 verse daar, ek lees vers 14, julle kan gerus julle self gaan lees die ander gedeelte na vers 15 tot 36, gaan maar oor die preek, sal ek sê, wat Petrus gelewer het, die dag toe hulle vervul is met die Heilige Gees. Toe die dag, vers 1, van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul, waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit in hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Die 4 tonge kan ook sien na die verskillende tale, wat die Gees nie die tale soos wat ons baie in die charismatiese beweging sien nie, maar die tale, dialekte, wat verskillende mense gepraat het. Dan vers 14, toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. En ek gaan nie die gedeelte lees, jy kan dit gerus self verder gaan lees, en dan vanaf vers 37. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: wat moet ons doen, broers? Hulle reageer nou op die werk van die Gees van God. Toe antwoord Petrus hulle: bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here onse God na hom toe sal roep. Sien julle die werk God se Gees trek, né? Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor: laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd, dis nou nagmaal en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis, die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Laas Sondag het ons begin met herlewing, om inleiding te preek rondom herlewing, en vandag om meer te kyk na hoekom is herlewing nodig. En die basis wat ons, of wat ek gebruik, is God se woord, en dalk meer spesifiek die gebeure uit Handelinge 2, met die uitstorting van die Heilige Gees, of die bediening, die begin van die bediening van die Heilige Gees.
Die dag toe die werk van die Heilige Gees begin het en na die hemelvaart, na die verhoging van Christus Jesus, hy wat gekom het in die plek van Christus Jesus as trooster, om vir ewig met sy kinders te wees, inwonend Christus as die gekruisigde aan sondaars te openbaar. Om mense te oortuig van verlorenheid, sodat hy of sy gered kon word, 'n nuwe skepsel deur die wedergeboorte. Nou, hoekom die vraag is herlewing nodig? Het ek al gehoor. Hoekom bid mense so min om herlewing? Hoekom is daar nie 'n begeerte na herlewing nie? Of hoekom is die begeerte na herlewing in die kerk so laag? Soos ek laas Sondag gesê het my ingrype verstaan en besef van herlewing begin as jongman in Pretoria Wes. En dalk ook vir julle vanoggend hier in Brenters NG Kerk. Maar ek wil dit ook sê, dat dit selfs nog voor my geboorte begin het. Toe die grype na herlewing alreeds by my pa se lewe begin het. In die meeste boeke wat ek oor herlewing het, kom van sy boekrakke af. Hoekom het ons herlewing nodig in ons dag? Of hoekom het ons herlewing eintlik al lankal nodig in die kerk? Wyle Prof Koli Coetzee het in sy boekie Herlewing die antwoord die volgende geskryf: herlewing is God se enigste antwoord teen godsdienstige verval en geestelike laagwatermerk in die kerk. Alleen 'n nuwe deurbraak van die teerste liefde van God in ons dag kan ons red van oppervlakkigheid, geestelike koudheid en selfvoldaanheid. Ons leef in 'n tyd waar kerke, jou meer tradisionele kerke soos die Drie Susters kerke, leegloop. En selfs in van die charismatiese kerke het ek dieselfde dinge gehoor soos die AGS kerk of die Pinksterkerke, dat daar 'n afname in kerkgangers in kerke is, en dat dit nie net in Suid-Afrika is nie, maar dit is 'n fenomeen wat wêreldwyd aan die gebeur is. Kerke is besig om te krimp, en huiskerke is besig om al meer op te staan. Het sy voor- en sy nadele. Ook 'n ander waarheid is veral in ons dag aan die gebeur, die sogenaamde lekker kerke, die sogenaamde goedvoelkerke. En ek sit dit graag in aanhalings. Mense stroom in hulle duisende na hierdie kerke om hierdie predikers te hoor. En ek is nie bang om dit te sê nie, maar predikers soos Joel Osteen, wie se boeke ons baie in geestelike boekwinkels sien, Benny Hinn, Jonathan Kaplan. Die weste van Pretoria, Sondagoggende, Sondagmiddag, as jy in die agterkant van die skougronde verbyroop, dan is daar altyd verkeersbeamptes daar om die verkeer te gereguleer, want swart mense kom in hulle duisende om te luister na 'n sekere profeet, duisende rande betaal, dat hy net een gebed vir hulle kan bid. Mense stroom duisende na hierdie kerke toe. En hierdie mense se boeke word in duisende in boekwinkels gestoor en verkoop.
En ek het al selfs bietjie gaan Google oor hierdie mense, baie van hulle bly in hierdie vreeslike mansions. Daar's nog baie ander name wat ek nie nou dadelik kan onthou nie, van sulke predikers, en veral in Amerika, wat baie is. Ek het selfs so jare wat gelede gehoor hier in Brakpan, dat hier 'n pastoor is, wat 'n springkasteel hier Sondag. 'n Springkasteel hier, sodat mamas en papas kerk toe kan gaan en die kinders op die springkasteel besig gehou kan word. Wat het geword van die Jonathan Edwards? Ons moet ons kinders leer om Sondag in die kerk te sit. Dan hoor ek die woorde van Paulus aan Timoteus in 2 Timoteus 4 wat sê, hulle sal vir hulle predikers bymekaar maak wat hulle gehoor sal streel. Hoekom is herlewing in ons dag nog meer as ooit tevore nodig? Dit wat vroeër reg was, is nou verkeerd. Dat daar selfs vandag 'n verdraaide evangelie gebring word, 'n afgewaterde evangelie, 'n evangelie wat nie meer krag het nie, 'n evangelie wat nie mense se lewens verander nie. Ons leef in 'n tyd wat die Ou Testament niks seggend geword het nie. Dit het oudtyds geword, dis nie meer geldig nie. Dis 'n boek van baie lank gelede. Dis nie meer van toepassing op die moderne mens nie. Die lees van die 10 gebooie of die 10 woorde van God is nie meer nodig nie. Ons leef in 'n dag wat elke persoon se opinie geldig is. Dat elke persoon maar net vanuit sy verstaan of vanuit sy hoek na 'n ding kan kyk. En dis hoe daardie persoon dit sien. Ons leef in 'n humanistiese tyd. Dit verstaan en dit ook die kerk is. Die besluit wat die algemene synode onlangs geneem het met selfde geslagsverbintenisse. Humanistiese tydsgees. Wat God in sy woord sê, is nie meer relevant nie, maar eerder hoe 'n mens dit verstaan. Hoe ons dit in ons dag, in ons tyd vertolk. 'n Humanistiese verstaan van God se woord. Ons leef in 'n tyd, veral in die Weste, dat as jy nie voorspoed in jou lewe beleef nie, dat jy nie in God se wil leef nie, dat daar fout is met jou, dat jy dalk verkeerd leef, en dis hoekom God jou nie seën nie. Die sogenaamde prosperity gospel. Jy mag nie meer oor sonde preek nie, want dit tas mense se menswaardigheid aan. Ons sien dit veral in berading. Ons moet mooi praat met mense. Ons moet mooi werk met mense, want sy menswaardigheid kan seer kry. Ons is alleen uit genade gered. Was dit nou ook 'n tyd gelede ook in ons kerk gewees. Die absolute oorbeklemtoning van God se genade. Maar God se geregtigheid is nêrens in sig nie. Wat het geword van berou oor sonde? Die belydenis van sonde doen, die afstand doen van sonde in my lewe. Want word voorgehou, hy het vir al my sonde gesterf. Mense gebruik hierdie frase baie, en dit is waar. Die Here het vir my sonde gesterf. Maar wat het geword van? Daar's nooit berou oor sonde nie.
Daar is geen teken vandag van berou in mense se lewens nie. Dit het 'n gou word Jesus aangeneem en alles is reg. Hoekom is dit aan ons dag meer as ooit nodig, herlewing, 'n goddelike ingrype in ons dag, hierdie gemors waarin ons kerk vandag sit. Die aanvaarding van mense, messel is, daar is 'n waarheid daarin. Maar hoor mooi, geen verandering, geen hartsverandering, geen omkeer, soos ek was voor ek Jesus gou ingenooi het, so het ek gebly. Dis die humanistiese gees van ons tyd. Waar is die werking van die Heilige Gees? Jesus het gesê, en as hy kom, sê die ou vertaling, sal hy julle oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel. Geen mens wat 'n ontmoeting met die lewende Christus gehad het, kan dieselfde bly nie. Dit is onmoontlik. Geen mens wat 'n ontmoeting met die lewende Christus gehad het, kan dieselfde bly nie. Dit is absoluut onmoontlik. Jy kan nie wees soos jy was. Sê jy Jesus aangeneem en net daarna is jou lewe nog steeds dieselfde. Dit getuig daarvan dat God se Gees nie in jou lewe is nie. Almal wat in die kerk was, gedoop, groot of klein, dalk net Sondagstoel toe gekom, jou naam op die boeke van die kerk staan. Ek sien en ek beleef het so baie by begrafnisse. Mense wie se naam jare op die boek is, maar nooit vir jare in die kerk sit nie. Jy het 'n Bybel in jou besit, wat jy net so af en toe gelees word, want my naam staan mos op die boeke van die kerk. Jy het mos in 'n Christenhuis groot geword. Hoor ek hierdie frase baie. Ek het in 'n Christenhuis groot geword. Ek het nie geweet jou ouer huis red jou nie. Ek het belydenis van geloof afgelê. Boere met triets soos in die Mondsvolk gesê word, julle het al die woord gehoor. Nou is ek reg om die nagmaal te gebruik, te trou in die kerk. Ons kan selfs mense begrawe, want dis regtig die idee wat ek deesdae as predikant kry. Is dat mense net belydenis van geloof aflê om hulle name op die kerk se boeke te hê, 'n plek te kan hê waar hy kan doodgaan sodat hy verniet begrawe kan word. Dan moet die dominee 'n diens aan hom lewer, vir niks, geen bydrae wat hy ooit in die kerk gemaak het nie. Of gou ons mense trou, maar ek het geen bydrae of niks byna ooit bygewoon in 'n kerk, maar ek voel geregtig op die diens van die dominee. Ek kom net al kerk toe wanneer ek lus is. My familiebedrywighede deesdae makliker of het 'n prioriteit geword bo God. Kerk is nie 'n plig nie. Dis 'n vereiste.
Moenie die onderlinge byeenkomste nalat nie, skryf Paulus. Maar jy lyk of lees nes die wêreld. Daar is geen verskil nie. Dit het deesdae vir my gelyk, veral in die charismatiese kerk, is of dis 'n hele show wat gegooi word. Die mense soek entertainment, ek wil op 'n show, ek wil lekker hê daarna. My lewe is net so vuil deur die week gewees. Sondag sit ek in die kerk en ek geniet die show. En ek voel goed, Sondag stap ek uit die kerk en dan lyk my lewe net soos dit was, voor dit was. Kinders wil nie kerk toe kom nie. Romeine 12 vers 1 en 2 staan daar, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Die kerk moet anders lyk as die wêreld. Kerssangdiens wat ons vanaand het, en ek skiet dit nie af nie. Maar ek hoop vanaand se kerssangdiens is nie 'n show nie, maar is tot eer van God. Allerhande foefies in die plek van die Heilige Gees. Dis wat gebeur het. Allerhande foefies wat in die plek van die Heilige Gees. Mense het deesdae, ons het doen 'n preekbeplanning en hoe ons 'n diens moet doen en al sulke goed en ons soek na metodes en maniere om mense te trek na die kerk. 'n Kerk wat byna nooit bid. Net gou bid, net so af en toe bid. Ek het al in my lewe, of in die tyd wat die Here my die geleentheid gegee het om in die bediening te wees, het ek al by 'n hele klomp kerke in Pretoria en in hierdie omgewing gepreek. En ek het in al hoeveel konsistories gesit, waar daar allerhande, mense, dit is nie verkeerd om oor die rugby of sulke goed te praat. Maar daar word gou oor al daai goedjies gepraat en dan 5 minute voor die kerk begin, dan moet iemand gou op die regte manier open. Wat sou die kerk doen as die Here Jesus vanoggend in hierdie kerk moes instap? Sal hy dieselfde gedoen het as toe hy in die tempel in Jerusalem ingestap het? En gesien wat daar aan die gang was en 'n sweep van touwtjies gevleg het. En dit wat daar aan die gang was, uitmekaar gegooi en hulle uitgejaag en uitgeslaan uit die kerk en gesê, staan daar nie geskryf, my huis sal 'n huis van gebed wees nie. Dr. John Orr skryf in sy boek, 'n teoloog wat 'n hele paar dekades teruggeleef het. Die boek se naam is The Second Evangelical Awakening in America. Dit was in die 1800s in Amerika gewees. Awakening, herlewing. How often shall I pray? As often as the language of prayer is in my heart. As often as I see my need of help. As often as I feel the power of temptation. As often as I am in a mode made sensible of any spiritual decision, or feel the aggression of the worldly, earthly spirit. In prayer we leave the business of time for that of eternity, and intercourse with men for the intercourse with the living God. Dis wat 'n man skryf, wat uit herlewings in die Second Awakening in Amerika geleef het, skryf oor gebed. Gebedsgeleenthede wat weinig mense bywoon. Biddeloosheid.
ek wil julle vra vanoggend, en ek vra vir julle in liefde. Wie van julle het al gaan tyd afsonder, nie om te bid vir jou kind se matriek nie, of vir een wat siek is nie, of vir daai een se werk nie, of vir allerhande probleme wat ons in ons lewe ondervind nie. Wie van julle het dit agter jou rug gesit, in jou binnekamer gegaan en jou God se woord gevat, en gaan bid vir hulle wat verlore is? Tyd afgesonderd saam met die Here, om te gaan bid oor die verkeerd in die kerk. Dis biddeloosheid. Ek bid net vir my goedjies. As daar probleme kom, is dit waarvoor ek tyd afsonder. Wie van julle het vanoggend of laasnag tyd saam met die Here Jesus gespandeer om jouself voor te berei om vanoggend in hierdie kerkgebou te gesit, om te kom luister wat God se Gees vir jou wil kom sê? Ons het herlewing nodig in die kerk. Mense wat nie wil hoor wat ek wil sê nie. Die afwyking van skrifwaarhede, die menslike verstaan van die skrif, die mense dink van God se woord en nie wat God daaroor dink nie. Ek hoor dit so deesdae weinig, hoe ek het verstaan, my opinie. Waar's God se opinie? Deesdae is dit agter by die agterdeur uit. Hoekom het ons herlewing nodig? Herlewing is 'n goddelike ingrype van God. Dit is wanneer God se Gees aan die werk is, en die mens net 'n werktuig in God se hande is. Wyle Dr. Willie Maree die volgende gesê: 'n vlam op die kansel is 'n vlam in die gemeente. Hoeveel dominees of pastore wat vandag op 'n kansel staan, het 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus? Hoeveel? Hoeveel van hulle het op 'n dag tyd in hulle lewe, soos Paulus op pad van Damaskus, die Here Jesus ontmoet? Ontmoeting met Christus gehad. 'n omdraai, 'n omkeer in sy lewe beleef, 'n verandering van hart. Ek het dit menigmaal gehoor. Selfs het ek jong mense, en ek sê dit nie vanoggend veroordelend nie, het ek jong mense wat saam met my geswat die volgende vraag gevra: hoekom leer jy vir 'n predikant? Want my ma of my ouma wou dit so gehad het. My pa of my oupa of wie ook al wou dit so gehad het. Dit het vir my gelyk na die regte ding. Het ek die antwoorde ook al gehoor. So min het ek die volgende hoor sê: die Here het my geroep. So min getuig van sy ontmoeting wat hy met die Here Jesus gehad het. Geen wonder die kerk lyk soos dit vandag is nie. Maar ek glo met my hele hart dat 'n groot deel van ons probleem in die kerk lê op die kansel. Dis die vlam dood gegaan het. Of daar was nie eens 'n vlam gewees nie.
moet die Here werk in daardie kerk? Hoe moet die Here daardie kerk aan die gange? Ek hoef nie vir julle bewyse daarvan te gee nie, ek kan net vir julle sê, gaan kyk na Europa, gaan kyk na die land van Johannes Calvin, Frankryk. 1% daarvan vandag is Christene. 'n Baie groot deel van die persentasie van die bevolking in Frankryk is moslems. As die Here die kerk daar kan laat sterf, sal hy dieselfde hier ook doen. Ek troos my in hierdie woorde, wat die Here Jesus by homself gesê het, ek sal my kerk in stand hou. Nie 'n denominasie. Nee, hulle wat gewas is in die bloed van die lam. Dis sy kerk. Hy sal hulle in stand hou. Hoekom het ons herlewing nodig? Want as die kerk in sy kern siek is, met 'n ongeredde predikant of pastoor op die kansel, hoe kan die lig skyn? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Die Here het dit maar nie weer in ons dag tyd geword, want die stemme gaan so min daarvoor op. En ek dank die Here vir hulle wat so telke maal Sondag na Sondag sit hier in die woord hoor, Here. Dat U vir ons sal kom herleef, Here. As kerk sal kom herleef, as U liggaam dat ons sal gaan doen wat U van ons vra. Dat ons die oes sal gaan soek daar buite. Dat ons sal bid vir ons dominees en ons pastore. Vir hulle wat vir U ken, maar ook vir hulle wat nie vir U ken nie, want dit is ons opdrag. Dat ons sal bid en hulle sal bereik wat dalk eendag in 'n of een of ander tyd in sy lewe in 'n kerk groot geword het, maar nooit die Here Jesus leer ken het nie. Dat ons sal uitgaan na die verlore gaande wêreld, Here. Gehoorsaam sal wees aan die enkele groot opdrag wat U die kerk gegee het. Gaan uit en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gee, Here, kom herleef ons, gee vir ons genade, Here. En gee, Here, dat Brentus en Kerk 'n ligbaken sal word vir die wêreld. Mense is soeke sal hê na U, nie na 'n persoon of na 'n kerk nie, maar 'n soeke sal hê na U. In Jesus naam. Amen.